Hallo, vandag gaan ons kyk hoe om die hiperbool te teken. Nou hierso in graad 10 is hierdie ons algemene vergelyking vir ons hiperbool. Y is gelyk aan a op x plus q. Ons het in die vorige video gekyk die invloed van a en die invloed van q. So eerstens voordat ons hom kan teken, moet ons sy vorm bepaal. En omdat in ons grafiek wat ons gaan gebruik is y is gelyk aan 6 op x. So in hierdie grafiek is ons a-waarde wat ons vorm bepaal 6, so dis positief. So as a groter is as 0, dan weet ons, as ek sommer 'n klein enetjie gaan teken, hy gaan in die eerste en in die derde kwadrant wees. Verder gaan ons probeer bepaal of hy x en y afsnitte het. En hier gaan ons iets baie interessant uitvind wat ek net nou oor gaan praat. Goed, as ons die y-afsnit van enige grafiek wil uitwerk, is dit waar die y-waarde 0 is. En as ons nou 0 hierin vervang, dan kry ons 6 op x. So, en as ons nou x se waarde wil uitwerk, as hy deel die kant, gaan ons hom laat maal, so dit gaan wees 0 maal x is gelyk aan 6. Maar hier is nou mos vir ons 'n probleem. 0 maal x gaan vir ons 0 gee. Maar 0 kan nie gelyk wees aan 6 nie. So dit beteken, hierdie vergelyking is ongedef. En ek gaan nou verduidelik, hoekom is hy ongedefinieerd. Kom ons kyk nou na die y-afsnit. Nou die y-afsnit onthou, dis waar x gelyk is aan 0. En hier gaan ons ook 'n probleem sien, want y gelyk aan 6 op, waar ons x nou se waarde 0 in vervang, weet ons kan nog nooit deur 0 deel nie. So dit beteken hierdie vergelyking is ook ongedefinieerd. Nou omrede hierdie twee, die x-afsnit en die y-afsnit ongedefinieerd is, beteken dat hierdie vergelyking mag nooit y gelyk aan 0 wees nie, en x mag nooit gelyk wees aan 0 nie. Onthou, hierdie is ook dan die asymptote wat ons gaan kry. So kom ons skets gou 'n assestelsel. Hier is ons assestelsel. So onthou, as y nooit gelyk is aan 0 nie, beteken dit dat vir die waarde van y, wat hier 0 is, dat daai is my horisontale asymptoot. Want daar is die konstante waarde, my y van 0, op hierdie horisontale asymptoot. En as ook, x mag nooit 0 wees nie. So dit beteken, hier is die x-as, daar is x gelyk aan 0, dit beteken, die vertikale lyn is my vertikale asymptoot. So ons sien eintlik dat my x-as en my y-as is eintlik my asymptote. So dis my twee asymptote, ek het 'n horisontale een. My horisontaal is op die horison. So dit is waar y gelyk is aan 0. En my vertikaal is waar x gelyk is aan 0. Nou hierdie twee lyne is baie belangrik om my grafiek te skets. Nou omrede ons die algemene vorm het, ons weet hy moet in die eerste kwadrant en in die derde kwadrant wees, kan ons 'n algemene skets maak. Nou hier het ek my skets gemaak met die algemene vorm. Hy is in die eerste en in die derde kwadrant, soos ons hier gesê het by ons vorm. En kyk nou hierso. Hoe nader my x-waardes aan 0 neig, van die positiewe kant af en van die negatiewe kant af. Van die positiewe kant af gaan my y, hoe nader ons aan 0 beweeg, my x-waardes gaan my y eksponensieel opgaan. Maar hy gaan nooit die y-as sny nie, onthou. X mag nie gelyk wees aan 0 nie, anders raak my grafiek ongedefinieerd. So hoe nader my x-waarde aan 0 neig, hoe groter in die positiewe word my y-waarde op die positiewe x-kant en hoe kleiner of hoe groter negatief
word my y-waarde vanaf die negatiewe kant. En selfs so ook, as ons kyk na die lyn, as ons nader aan 0 kom vir die y-waardes van die positiewe kant en van die negatiewe kant af, sien ons, hy neig na 0 toe, maar y mag nooit 0 wees nie. En dis hoekom ons sien, dat hy neig na 0 toe daai kant toe en hy neig na 0 daai kant toe. En dit is my twee horisontaal en my vertikale asymptote. Verder wil ek net vir julle wys dat as ons nou dieselfde grafiek het, maar ons A is negatief, so ons gaan 'n min 6x of 6 op x hê, hoe gaan hy lyk? Kom ons kyk gou. Hier sien ons, as ons hom geskets het, dis die min 6x, so my A-waarde is kleiner as 0, en dis sal hy in die tweede en in die vierde kwadrant wees. Dan sal ons sien, my skets is in die tweede en in die vierde kwadrant. Hier is die tweede funksie waarna ons gaan kyk van 'n hiperbool, en ons gaan hom teken. Y is gelyk aan 2 op x plus 3. Ons A-waarde, soos ons sien, is 2, en daai plus 3 is ons q-waarde. En soos ons in die eerste skets gesien het, as my A-waarde positief is, groter as 0, dan is dit in die eerste en in die derde kwadrant. En dan het ons ook in die eerste bladsy gesien, dat my asymptote was x gelyk aan 0 en y is gelyk aan 0. Maar nou, soos ons in vorige slides gewys het, wat die invloed van q is, gaan my grafiek q-eenhede opskuif. So in die geval gaan hy 3 eenhede opskuif. Nou omrede my asymptote is waar my grafiek mag nie gelyk aan dit wees nie, is x gelyk aan 0, bly x gelyk aan 0, want anders is hierdie funksie ongedefinieer. My y-asymptoot, wat my horisontale asymptoot is, skuif nou 3 eenhede op. So nou word dit, y is gelyk aan 0 plus q, of ons praat eintlik van dat die y-asymptoot is die q-waarde, so y se asymptoot is dan nou 3. So as ek hierdie algemene inligting het, kan ek nou my hiperbool teken. Hier sien ek nou dat my asymptoot, my horisontale asymptoot is 3 en my vertikale asymptoot is nog steeds x gelyk aan 0, omrede x mag nooit 0 wees, ons noemer mag nooit 0 wees nie, ons mag nooit deur 0 deel nie. So kom ons wys net gou daai asymptote in. So daar is my horisontale asymptoot, soos ons sien, neig my grafiek na 3 toe, vanaf die positiewe, van die bokant af, en van die onderkant af. En ook my vertikale asymptoot, x gelyk aan 0, is nou op die y-as. Jy sal sien, hy het nou swart geword, dit is nou my vertikale asymptoot. So daai twee asymptote met my algemene vorm, dan kan ek hom trek. Maar nou sal ons sien, sny my grafiek my x-as. So ons moet nou daai x-as kan bepaal. So kom ons werk gou dit uit. So ons het 'n x-afsnit, en dit is wanneer y gelyk is aan 0, so nou het ons 'n 0 is gelyk aan 2 op x plus 3, en as ons dit het, is dit min 3 en 2 op x, so dan gaan ek die x oorgooi en hy gaan 'n maal word, maal x is gelyk aan 2, en dan deel ek deur min 3 aan al twee kante, en dan sien ons die x-waarde is min 2 op 3. En ons sal sien, dit is nou die waarheid daar, dat dit 'n negatiewe getal is, en hy is 2/3 op pad na min 1 toe. Hy is min 2 op 3. So in graad 10 gaan ons kyk, ons moet altyd die vorm van ons grafiek bepaal, en as ons 'n q-waarde het,
dan gaan my grafiek opskuif of afskuif. Hy gaan opskuif as die keywaarde positief is, hy gaan afskuif as hy negatiewe waarde is, dan gaan hy 'n X afsnit vir ons gee. Onthou, ons gaan nooit die Y afsnit uitwerk nie, want X mag nooit gelyk wees aan 0 nie. Dis hoekom ons altyd ons vertikale asymptoot bly dieselfde. So onthou, as ons grafiek skets om ons asymptote duidelik te wys. So ons bepaal eers ons vorm. As ons 'n keywaarde het, gaan ons sy X-afsnit bepaal en ons moet dan sy asymptote bepaal en dan kan ons grafiek skets.